Goeiemôre vriende, dit is vandag Saterdag 6 Junie 2026. Ek hoop julle het sommer 'n lekker Saterdag, dat julle sommer 'n bietjie kan ontspan hierdie Saterdag. Kom ons raak net so vir 'n wyle bewus van die teenwoordigheid van die Here. Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om sommer so op 'n lekker manier, sommer so oor die telefoon, sommer so oor die media, sommer so oor die lig, hoe ons dit ook al wil stel, by mekaar te kan wees. Here, en dat dit voel asof ons letterlik langs mekaar sit. Baie dankie vir die tegnologie wat U vir ons gegee het, Here, wat ons in staat stel om so te kan gesels met mekaar. En Here, dankie dat U ook op 'n wonderlike manier deur die Gees die tegnologie gebruik en stofmannetjies en stofvroutjies gebruik, wie ons ook al is, waar ons ook al is, of ons in die werk staan, of ons in maatskappy staan, of ons in die mediese beroep staan, of ons onderwys gee, of ons in die magte is, of ons in die supermarkte is, of ons in die winkels is, in besighede. Here, maak nie saak waar nie, Here, U gebruik ons is stofmannetjies en stofvroutjies, want daar staan. Baie dankie, Here, dat ons kan weet dat U altyd by ons is. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is nou hierso inderdaad by Hebreërs 10. Nou weer eens, die agtergrond is vital om te verstaan hoekom die Hebreërs skrywer so baie klem lê hier nou weer op die ou verbond, op die aardse heiligdom en sy offers. Hy kom klem lê weer op Christus as die volkome offer. Hy nou weer kom klem lê op die offers van die ou verbond. Want ons moet onthou dat die gehoor aan wie die Hebreërs skrywer skrywe, vriende, was Joodse Christene gewees wat uit die Judaïsme tot geloof in Jesus gekom het. So hierdie mense het die Ou Testament baie goed geken. Hulle tempels en offers het hulle verstaan en hulle het onder druk gekom om terug te keer na hierdie ou Joodse godsdienst toe. En hierdie hoofdoel van die hele Hebreërbrief is om hulle te waarsku om nie van Christus af weg te draai nie. Want hulle het vervolging beleef, swaar gekry, het moedeloos gewees en hulle het gevaar geloop om weer terug te gaan na die ou verbond. Nou, wanneer ek dit vir julle sê en wanneer ons dan hierdie gedeelte lees, dan maak dit onmiddellik sin. Want wat kom sê die Hebreërs skrywer hierso? Hy kom sê hierso vir hulle in Hebreërs 10, hy sê die wet van Moses sê hy nou vir hierdie Jode wat tot bekering gekom het, wat vir Jesus aangeneem, kom sê hy, die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Ek kom sê hy, so hoor, as jy nou 'n Jood was tot bekering gekom het daai, en die wet, die ou verbond was jou agtergrond, vriende, dan het jy verstaan wat hy gesê het. Hy sê voortdurend, jaar na jaar word dieselfde offers gebring en tog kan die wet, die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring eens en vir altyd gereinig en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Nee, hoekom sou hulle aan mekaar offers bring? Maar nou herinner die offers, die feit dat hulle heeltyd die bokke en die bulle en almal gaan offer. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Kom sê hy vir hulle. Dan gaan hy aan en sê: Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffers en graanoffers wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê met 'n hoofletter, kyk, ek het gekom, o God, dit is Jesus, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my, Jesus, geskrywe. Julle kan nou gaan lees, daar staan al, as julle sien as ek 'n lettertjies in jou Bybel, daar staan nou waai, kyk hier onder in jou Bybel, staan op Psalm 40, 7 tot 9. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie, en dit het u nie behaag nie. Onthou nou die gehoor met wie hy praat, vriende. Hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word, daarna sê hy Jesus, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy wat Jesus is, skaf dus die eerste offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, vir eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag
vir dag, diens en vir dag, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat nog nooit die sondes kan wegneem nie, sê die Hebreërs skrywer vir die Joodse mense, nee. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gesit. Nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Waar hierdie ou verbond moes hulle elke keer as hulle sonde gedoen het, gaan offers bring en diere slag en so dit aangegaan. Jy kan mos nou later dink, ek dink ons sou jou hele kudde uitslag vir al die sondes wat ons aanvang, né? En nou kom sê hy vir hierdie mense, die Joodse mense wat uit Christene geword het, Jesus het nou die ultimate, jy hoef nie meer die diere te bring nie. Jesus het vir eens en vir altyd volkome van jou van die sonde vrygemaak deurdat hy die volkome offer gebring het in homself. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons wanneer hy sê: "Dit is die verbond wat ek met julle na daardie dae sal sluit," sê die Here. "Ek sal hulle my wette in die hart gee en hulle verstand sal ek dit skrywe." Dan sê hy verder: "Aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie." So, die hele gedeelte gaan net daaroor dat hy vir hierdie ouens wat uit die Judaïsme uitkom, Christene geword het, sê, hoorie, onthou net, vergeet nou van die offers, dis verby, dis klaar, los dit agter julle, moenie bang wees nie, moenie weer probeer teruggaan na die ou verbond nie. Jesus is die volkome offer, dit is wat gebeur het, en dit is waaroor hierdie stukkie gaan, en daarom sê ek vir julle, is die kontekste so ontsettend belangrik om te verstaan, vriende, wanneer die ouens hier goed skryf. Anders lees jy hom maar net, en ek bedoel, dit is so nice om te lees. Maar as jy dit verstaan, dan verstaan jy hoekom in die Hebreërs skrywer hierdie goed vir hulle so skryf, né? My 5 cents vir jou op hierdie Saterdag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar.